Net weer eens, dit is so lekker om so saam te wees vanaand. Elkeen van julle wat opgekom het, juis op Hemelvaartdag. En ons het die voorreg om dit saam ook te vier as ons so saam is. En ons het ook vir die Here gevra nou net in gebed dat hy met ons sal praat. En ons is ontvanklik ook vir dalk miskien daai gedagte wat die Here op jou hart wil kom plaas. 'n Idee wat hy in jou gedagtes wil kom sit, waarmee jy moet gaan leef ook. Met die oog op eerskomende Sondag, Sondag aand begin ons Pinksterreeks ook oor die Onse Vader gebed. Onse Vader gebed as 'n lewenswyse. En ons 3 leraars, dit sien regtig baie uit daarna, om saam met julle te beweeg tot en met Vrydagoggend. Ons tema juis vir ons Hemelvaart boodskap vanaand is, ek sien daai bord daar agter is ook af. Jesus gaan weg om beter by ons te wees. Vat gou daai tema. Net 'n samevatting van die boodskap. Jesus gaan weg om beter by ons te wees. En ons teksgedeelte, as jy jou Bybel saamgebring het, Johannes 16, ons gaan daarvan lees van vers 1 tot en met vers 7. En dan hou jy sommer ook die vinger daar oop by Handelinge 1, vers 4 tot 9. Sulke groot teksverse waarna ons kan kyk ook vanaand. Johannes 16 en dan Handelinge 1. En as jy nou gou terug net by Handelinge 1 is, 'n bietjie verder aan, lees ons dat Jesus na sy opstanding het hy 40 dae nog op aarde deurgebring voor sy hemelvaart. En gereeld het hy ook met die disippels gepraat. En van hierdie gesprekke is opgeneem in die Bybel. Kyk maar net weer na Johannes 20, Johannes 21 en dan ook hier in Handelinge. So ek dink vir die disippels was hierdie 40 dae van Jesus net voor sy hemelvaart 'n baie interessante tyd vir hulle gewees. Ek dink dit was vir hulle interessant gewees, maar aan die ander kant ook sekerlik baie emosioneel gewees. Want daar was daai opgewondenheid, daai vreugde, elke keer as hulle 'n ontmoeting met hom gehad het, as hulle met hom in gesprek kon wees, na sy opstanding. Maar aan die ander kant, twyfel en onsekerheid, moes hulle ook nog 'n bietjie beet gepak het. En ons almal ken daai twyfel, nê? Veral daai twyfelvraag. Wat gaan van my word? Hoe gaan my lewe uitspeel oor 'n jaar, oor 2 jaar? En dit bring ons dan juis uit by Johannes 16. Hierdie dinge sê ek, dis Jesus aan die woord, vir julle, sodat julle nie afvallig word nie. Die mense sal julle uit die sinagoges ban. Daar kom selfs 'n tyd dat elkeen wat een van julle doodmaak, sal dink dat hy 'n diens aan God bewys. En dit sal hulle doen, omdat hulle die Vader nie ken nie, en my ook nie. Maar ek sê nou vir julle, sodat wanneer die tyd daarvoor aanbreek, julle daaraan moet dink, dat ek dit vir julle gesê het. Ek het dit egter nie van die begin af vir julle gesê nie, omdat ek nog by julle was. Nou gaan ek na hom toe wat my gestuur het, en tog vra niemand van julle vir my, waar gaan u heen nie? Maar omdat ek dit vir julle sê, is julle harte vol droefheid. Tog sê ek vir julle die waarheid, dit is tot julle voordeel dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie. Maar as ek gaan, sal ek hom na julle toe stuur. Dan spring jy saam met my na Handelinge 1 toe. Handelinge 1 van vers 4. Terwyl hy, dis Jesus se keer, saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel, moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het.
Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle 'n keer weer bymekaar was, het hulle vir Jesus gevra, Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord, dit is nie vir julle om die tyd en omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien en 'n wolk het hom weggeneem sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Ons kernversie vanaand vir ons boodskap is dan Johannes 16 vers 7. Toe sê ek vir julle, tog sê ek vir julle die waarheid. Dit is tot julle voordeel dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie. Maar as ek gaan, sal ek hom vra, sal ek hom na julle toe stuur. So kernversie, nee. Wag net so bietjie. Dink gou saam met my, wat is die beeld wat sommer dadelik by jou opkom as jy die woord saam met my gelees het op die bord en daai woord gehoor het van wag? Wat is daai beeld wat sommer dadelik by jou opkom? Of moet ek gou vra, wat is daai emosie wat jy sommer dadelik hier in jou binneste beleef toe jy hoor jy moet wag? Wag net so bietjie. Gaan wag net gou-gou 'n bietjie daar in die ry by Spar. Gaan wag net bietjie daar in Absa Bank by navraag. Of gaan wag net so bietjie by die lisensiekantoor. Of dalk binnelandse sake. Kollega Johan, dankie vir hy registrasies van die huwelike. Gaan wag net 'n bietjie. Gaan wag daar. En gaan wag nou vir iets beters wat op pad is. Nou kom ons wees eerlik met mekaar, om te wag vir iets of selfs vir iemand is nie altyd so maklik nie, nê? Veral vir ons as control freaks. Ek bedoel, dinge moet gebeur. Jy kan nie net stil sit nie. My ma het ook my geleer van kleins af. Leeg lê is die duiwel se oorkussing. Het ek reg gesê? Om net te sit. Jy kan nie net so sit en wag nie. Jy kan nie net leeg lê nie. Maar gaan wag. Wag klink amper soos tydmors. Gaan wag. Daar is iets beter wat vir jou op pad is. Maar wat beteken dit om te wag? Wag beteken eenvoudig om stil te staan in jou huidige ervaring. Wag net so bietjie in jou huidige situasie, waar jy nou op die oomblik is. En dis die plek waar die disippels was, juis met die hemelvaart. Hulle moes gaan wag. Hoogstwaarskynlik was dit vir hulle baie moeilik geweest, want Jesus sê vir hulle in dieselfde asem, gaan wag, maar weet, ek gaan weg. En Jesus se weggaan, moet ons ook verstaan, het hulle opnuut weer gekonfronteer met afskeid, met verlies. Hier moet ons nou weer kubai sê. So dit was vir hulle nie maklik gewees om te wag nie. En ek dink so pas het hulle die misterie van die opstanding van Jesus daarop 'n greep gekry. En net toe hulle 'n greep begin kry op die opstanding in hierdie 40 dae, nou sê Jesus weer, maar ek gaan weg, maar gaan wag.
Dalk het hulle op daai stadium gevoel, maar nou is die einde regtig vir ons. Nou is dit klaar praat met ons. Maar hoor deur dit alles, jy's in hierdie spasie van wag. Wat kom sê Jesus vir hulle? Jesus kom sê vir hulle, ek gaan weg om beter by julle te wees. Ek gaan weg sodat ek op 'n beter manier saam met julle te wees. Jesus sê ek gaan deur die Heilige Gees by julle wees. Ek gaan deur die Heilige Gees oral in hierdie hele wêreld gaan ek teenwoordig wees. En vir ons as kerk van Jesus Christus, wat vanaand jy saamgekom het in 'n kerkgebou om Hemelvaart te vier. Ons kom om dit te vier, want dit is eintlik 'n fees. Dis 'n fees wat ons saambring, wat ons moet vier. Die fees gaan juis oor Jesus se teenwoordigheid. Dis die Hemelvaart. Die Hemelvaart is juis 'n fees vir ons van Jesus se teenwoordigheid. Hy gaan weg sodat hy op 'n beter manier by ons kan wees. En as dit beteken dat ons moet fees vier, dan is dit die kerk van die Here, wat die champagne bottels moet gaan uithaal uit die yskaste uit en die proppe moet laat skiet, een na die ander. Want ons moet fees vier. Jesus sê hy gaan weg sodat hy op 'n beter manier by ons kan wees. En juist wanneer ons saamkom om fees te vier, is daar 3 goed wat uitstaan, wat ons eintlik kan help om op Hemelvaart fees te vier. Die eerste ding is, die Hemelvaart sê vir ons, Jesus het sy werk voltooi. Vir baie lank, moet ek sê, in my lewe, het ek gedink aan die Hemelvaart van Jesus, as dat hy gaan nou weg. Hy is nou eintlik moeg vir dit wat alles aan die gang is hier op aarde. En hy het sy tasse gepak, en hy is nou terug hemel toe. En verlang het ek nogal met hierdie idee gelewe. En as mens daaraan dink met hierdie idee, dan maak die Hemelvaart my nie vreeslik opgewonde nie. Want Jesus het nou weggegaan. Maar ons vier Hemelvaart, omdat ons herinner mekaar dat Jesus het sy werk voltooi. Hy het daai siklus kom voltooi. Jesus is gebore, Jesus het gelewe, Jesus het aan 'n kruis gehang, hy's gekruisig en hy het gesterf en hy het opgestaan. En hy is op pad hemel toe. Sy Hemelvaart volg daarna. Die siklus is voltooi vir almal wat glo. Die siklus is voltooi en daarom volg die Hemelvaart. En nou is Jesus, hoor mooi, nader as ooit tevore. Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En is Jesus hier aan die woord. Handelinge 1 vers 8. En weer sê Jesus, ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees. Maar julle ken hom omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Groot woorde. Hy kom by julle bly en hy gaan in julle wees. Nader as dit kan Jesus nie. Hy het so naby gekom. Met sy Hemelvaart sê hy, ek gaan weg sodat ek op 'n beter manier nader as ooit by julle kan wees. Beter as ooit tevore is Jesus naby ons. Nommer 1. Sy werk op aarde is voltooi
En daarom volg die hemelvaart. Die tweede ding is, by die hemelvaart dra Jesus sy agenda oor aan die kerk. Kom ons vra maar weer, wie is die kerk? Die kerk is mense wat in Jesus Christus glo. Dit is mense wat hulle lewens geanker het in die liefde van God. Sy liefde ontvang het en daarom in 'n verhouding saam met Jesus elke dag lewe. En juis by die hemelvaart kom sê Jesus dat hy dra sy agenda oor aan sy kerk, aan almal wat hom volg. En juis in hierdie week in my voorbereiding dink ek sommer net aan daai beeld van die aflosstokkie. Die van julle wat aflos gehardloop het, julle kan nog onthou, nê? Dit is dalk vir baie van julle lank terug. Maar as jy die 100 meter gehardloop het en jy eerste 4 plekke gekom, dan was jy in die aflosspan gewees. En dan het jy aflos gehardloop, reg rondom die baan, veral in die laerskool, nê? En dan het jy so 100 meter gehardloop met 'n aflosstokkie. En die van julle wat normaalweg met atletiekbyeenkomste op die paviljoene gesit het, so lyk 'n aflosstokkie. Het ek hom op die bord? Aflosstokkie, daarso is hy. Die aflosstokkie wat oorgegee word vir die volgende een en om voluit verder te hardloop die volgende 100 meter. Dit lyk vir my met die hemelvaart het Jesus die aflosstokkie kom gee vir sy kerk. Wat 'n groot verantwoordelikheid ontvang ons weer vanaand op Hemelvaartsdag. Opnuut weer. Ek onthou nog in die laerskool juis met die aflosse, het die juffrou wat ons, dit wil ek maar sê, afgerig het en geleer het hoe om aflos te hardloop, het sy ons geleer, as jy daai stokkie oorgegee het, dan moet jy gaan sit in jou baan. Want as jy dan een kant tree of daai kant tree, dan gaan iemand dalk van die volgende bane bo oor jou hardloop. So ons het dit ingeoefen. As jy daai stokkie oorgegee het, dan gaan sit jy in jou baan, dat die res maar kan hardloop. Bietjie anders met Jesus, wanneer hy die aflosstokkie kom oorgee met hemelvaart vir sy kerk, gaan sit hy nie in sy baan. Nee, hy kom hardloop verder saam met ons. Hy hardloop verder saam met ons. En as ons langs die pad moeg raak met sy agenda, dan is hy daar om vir ons krag te gee. Handelinge 1 vers 8. As ons moeg raak, en nogal interessant, dat daai bekende skrywer van The Message vertaling, Eugene Peterson, hy was die eerste een dit wat jy sê die krag uit die Grieks uit vertaal het met energy. Dan is Jesus daar om vir ons energie te gee, om verder te hardloop. En ons kan hoor vanaand, wanneer ons struikel, wanneer ons val, dan is Jesus saam met ons, en hy is by jou, om jou op te tel. En as jy baie hard geval het, en jy het seerplekke, is hy daar om salf op te sit, op jou wonde, op jou seerplekke. En hy is daar om 'n pleister op te sit, omdat hy hardloop saam met ons, die wedloop, met die aflosstokkie wat hy oorgegee het. Hoor vanaand weer, met hemelvaart. Ek en jy, as kerk, het 'n reuse verantwoordelikheid. Want die aflosstokkie is in ons hande. En juis vanaand kom nooi Jesus ons weer uit, elkeen van ons, as deel van die kerk, om heeltyd besig te wees met een groot vraag. Hoe vat ons Jesus se liefde verder in die wêreld? Dit is sy agenda, wat hy oorgegee het, is om sy liefde verder te vat in hierdie wêreld. En ek moet eerlikwaar sê, dit voel vir my baie keer, wanneer ons as kerk
praat oor ons taak in hierdie wêreld, selfs in ons gemeenskap, kan ons so abstrakt raak. Ons kan so in vae terme praat oor wat is nou eintlik ons taak? Waarmee moet ons besig wees as kinders van die Here? Dan raak ons dikwels so vaag. Dit is tog die eenvoudige vraag wat by elke vergadering van die kerk op die agenda moet wees. By elke vergadering, jy het reg gehoor. Dis tog die vraag. By elke Bybelstudiegroep byeenkoms, selgroep byeenkoms, om daarmee uit te gaan en uit mekaar uit te gaan. Hoe gaan ons nou die liefde van Jesus sigbaar maak? Ek dink ons moet onsself afvra, is dit nog die hoogste prioriteit? Vra ons nog gereeld onsself af, maak ons die liefde van Jesus sigbaar, tasbaar, hoorbaar, oral waar ons beweeg. Dis die aflosstokkie wat ons ontvang het by Jesus met sy hemelvaart. Jy's in hierdie week in my voorbereiding, het ek net weer gaan kyk, wat het Jesus in die evangelies geleer? En toe sien ek, toe ek so deurblaai deur die evangelies, toe sien ek, hoe eenvoudig, reguit het Jesus telke mare oor hierdie agenda van hom gepraat. Ek dink nie 'n mens het regtig 'n teologiese graad nodig as jy die evangelies lees en net lees wat sê Jesus. Hoe kan ons sy liefde sigbaar, tasbaar maak? Ek lees op 'n kol, sê hy, as jy 2 kledingstukke het, vat een en gee dit weg. En hy praat daar met arme mense. Dis nie mense wat gaan kyk eers in hulle huise, wat het ek ekstra om uit te deel vir mense hulle nood nie. Hy sê as jy 2 kledingstukke het, vat een en gee dit weg. En dan sê hy daarby, doen dit ook met jou kos. Ek het juist my voorbereiding net so 'n bietjie gaan Google, om te gaan kyk, waar kom ons hangkaste vandaan? Ek bedoel, waar het dit gebeur dat mense in huise hangkaste het, waarin hulle klere prop? En dit was baie laat eers gewees, na die Bybelse tyd. Ek kan nie regtig, dat ek nie mooi agterkom wanneer dit was nie. Het ons as mense kaste gekry, wat ons kan toemaak, baie laat eers. En toe wonder ek, hoekom het ons hangkaste deure? Is dit nie maar om ons klere weg te steek, sodat ander mense nie kan sien hoeveel klere ek het in my kaste nie? Jesus sê vir arme mense, as jy 2 kledingstukke het, vat die een en deel dit uit. Maak net so met jou kos. Maak liefde sigbaar, tasbaar. Dis ons agenda as kinders van die Here. Een ding wat ek, wil ek maar sê, die afgelope tyd geleer het, in my reis saam met Jesus, elke dag, dat ek kan nie lief hê vanuit 'n hoogte uit nie. Tweede ding, ek kan ook nie lief hê op 'n afstand nie. En op 'n stadium, juis in my tyd saam met die Here, lees ek weer daai fantastiese gedeelte van Paulus, Filippense 2 vanaf vers 5. En as jy weer kans kry om daarna te gaan kyk, jy kan sien dat Paulus eintlik die hele evangelie in 'n paar woorde opsom. En vers 5 begin hy daai verse met die woorde: dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Jesus Christus was. Dieselfde gesindheid moet in julle wees. Dis die evangelie. En dan sê hy, Jesus het die hemel verlaat. Hy het aarde toe gekom. En dan die woorde wat hy gebruik, hy het aan mense gelyk geword. Dalk is, beginnende by my, dalk is daar 'n paar van ons, wat net vir 'n slag moet afkom aarde toe,
as ons liefde wil sigbaar en tasbaar maak. Ek sê weer, ek het geleer, jy kan nie vanuit 'n hoogte lief hê nie. Jy kan ook nie van 'n afstand af lief hê nie. Paulus sê, Jesus het aan mense gelyk geword, hy het naby gekom. En ons moet tog ook hoor vanaand, hoe nader jy aan mense kom, om vir hulle lief te hê, om vir hulle lief te wees, maak jy jouself oop om seer te kry. Jy kom naby mense en dan kan hulle vir jou goed sê wat nie lekker is vir jou nie, wat jou dalk seer maak. Maar as jy naby mense kom, dan maak jy jouself oop dat jy hulle pyn, hulle seer, hulle nood kan beleef en ervaar in jou lewe. Dan moet ons net meer afkom en nader aan mense kom. Dis die aflosstokkie. En ek dink dalk vanaand, kom ons kyk mekaar in die oë, dalk moet ek begin by my. En ons almal hier, net weer 'n aflosstokkie stywer vasvat weer, om saam met Jesus verder te hardloop. Ek maak klaar, die derde een. Jy's die hemelvaart, sê vir ons, Jesus kom weer terug. Handelinge 1 vers 9, as jy miskien jou Bybel nog daar oop het, lees ons dat Jesus is opgeneem deur 'n wolk. Hy is opgeneem deur 'n wolk en dan staan daar, 2 mans het daar gestaan met wit klere aan. En hulle sê toe, hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Dink gou saam met my aan 'n wolk. 'n Wolk. Dink gou saam met my aan wolke in die Bybel. In die Bybel was 'n wolk 'n simbool van God se teenwoordigheid. Wolke was 'n simbool van God se teenwoordigheid. As daar 'n wolk was, was God daar. Kom ons draai dit so 'n bietjie om. Daar was 'n wolk, omdat God daar was. Dink gou oor die tabernakel op die berg Sinai. Dink aan die wolk daar met die volk wat deur die woestyn is, toe die Here hulle gelei het. Dink maar aan die wolk met die verheerliking van Jesus op die berg. En weer hier, weer met die hemelvaart. 'n Wolk het hom weggeneem. Dalk kan jy môreoggend, dalk kan jy in die dae wat kom, dalk met nuwe oë na wolke kyk in die lug. Nie in Hartenbos om dadelik te dink aan die reën wat maandag, soos hulle sê, voorspel, weer gaan val nie. Maar dalk 'n wolk wat jou kan herinner, God is teenwoordig. Jesus met sy hemelvaart het gesê, hy gaan weg, sodat hy op 'n beter manier teenwoordig by ons kan wees. Mag wolke jou help, elke dag, om jou dalk daaraan te herinner. Jesus is hier. Hy het sy aflosstokkie vir my kom gee, vir die kerk kom gee, waarmee ons weer diep erns moet maak. En hy saam met my in hierdie wedloop. Amen. Here Jesus, dankie vir u woord. Dankie dat ons saam kan hemelvaart vier. Dankie dat dit vir ons 'n fees kan wees. 'n feestyd, 'n feesdag om fees te vier. Want hemelvaart gaan vir ons oor Jesus se teenwoordigheid. Op 'n nuwe manier, op 'n beter manier deur u Gees. Help vir ons om elke dag baie erns te maak met u agenda, met die aflosstokkie wat u vir ons in ons hande kom plaas het. Om u liefde sigbaar, tasbaar, hoorbaar te maak. Om u liefde verder in hierdie wêreld te neem.
Help vir ons deur u Gees om kreatief te wees, om planne uit te dink, om dalk op nuwe maniere u liefde sigbaar te maak. Amen. Baie dankie. Ek gaan vra dan die orkes na vore kom, dan gaan ons afsluit met 'n laaste lied. Dat elkeen van ons ook hier kan uitbeweeg met halleluja op ons lippe. Want die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, ons hemelse Vader, deur die werking, die nabyheid van die Heilige Gees, sal met julle elkeen wees en bly. Amen.